Besighede werk in komplekse omgewings wat kreatiewe denke en probleemoplossingsvaardighede vereis om verskillende oplossings te ontwikkel om komplekse besigheidsprobleme op te los. Kreatiewe denke behels die generering van innoverende, verbeeldingryke en unieke idees. Die voordele van kreatiewe denke in die werkplek sluit in om besighede 'n mededingende voordeel te gee en verhoging van produktiwiteit en motivering onder personeellede. Besighede kan entrepreneursgeleenthede op verskeie maniere genereer deur opleiding van personeel in innoverende tegnieke, kreatiewe probleemoplossingsvaardighede, breinkaart en laterale denke en om kommunikasiekanale oop te hou vir nuwe idees. Die probleemoplossingssiklus is 'n waardevolle hulpmiddel wat besighede gebruik om probleme op te los. Die stappe in die siklus is: identifiseer die probleem, definieer die probleem, formuleer die strategie, implementeer die strategie, ken hulpbronne toe, monitor probleemoplossing en evalueer die probleemoplossingsproses. Besluitneming word dikwels deur senior bestuur gedoen, wat verskeie alternatiewe oorweeg voordat hulle die beste een kies. Probleemoplossing is 'n inklusiewe proses waar 'n groep mense oplossings genereer en strategieë vir verandering identifiseer. Verskeie probleemoplossingstegnieke word gebruik om komplekse probleme op te los. Die kragveldanalasie tegniek vergelyk die voordele of dryfkragte en die nadele of beperkte kragte wat nodig is om 'n ingeligte besluit te neem. Hierdie tegniek word gebruik wanneer besighede hul strukture of prosesse wil verander. Dit word toegepas deur die huidige situasie en die verlangde situasie te beskryf en dan al die dryfkragte en weerhoukragte wat verandering ondersteun en weerstaan te lys. Die leesstoel tegniek is 'n rolspeloefening wat 'n persoon in staat stel om insig in 'n probleem te verkry deur verskillende perspektiewe te bied. Om dit toe te pas, word die probleem aan 'n denkbeeldige persoon verduidelik en hul reaksie word beskryf om begrip van 'n ander standpunt te verkry. Die Delphi-tegniek word gebruik wanneer besighede konsensus wil bereik oor toekomstige tendense. Vraelyste word ontwikkel wat daarop gemik is om oplossings vir die komplekse probleem te vind. Om dit toe te pas, nooi 'n onderneming 'n paneel kundiges uit om oplossings vir hul probleme voor te stel en om met menings en oordeele te reageer. Die besigheid som die terugvoer op en kies die beste oplossing. Die nominale groepstegniek is 'n verfynde vorm van dinkskrim waar genomineerde werknemers individuele insette lewer om besprekingsoorheersing van ander te vermy. Om dit toe te pas, word elke genomineerde werknemer versoek om stilweg soveel idees as moontlik te genereer en dit dan met ander werknemers te deel. Die idees word tot stemming gebring en gerangskik. Die groep kies dan die beste oplossing. Breinkaarte of mindmaps is diagramme wat idees voorstel wat aan 'n sentrale tema gekoppel is. Hulle help individue om te dink, kennis te versamel, inligting te onthou en idees te skep. Die toepassing daarvan sluit in die skep van 'n sentrale idee, byvoeging van takke gekoppel aan die sentrale idee en gebruik sleutelwoorde, kleurkodering en beelde. Dinkskrim of brainstorming is 'n groepaktiwiteit wat daarop gemik is om 'n kreatiewe oplossing vir 'n spesifieke probleem te vind deur spontaan 'n lys idees te genereer. Om dit toe te pas, word die probleem geïdentifiseer, 'n tydsbeperking word gestel en enige idees word verwelkom. Die kombinasie van 'n reeks oënskynlik onverwante woorde staan bekend as die gedwonge kombinasiestegniek. Dit word toegepas deur geskrewe woorde in 'n blokkie te plaas en dan willekeurige woorde te kies. 'n Geforseerde verband word tussen die onverwante woorde gemaak wat 'n kreatiewe geleentheid tot gevolg het. Die Scamper-tegniek behels laterale denke om spanlede te help om nuwe moontlikhede te verken
deur elke letter van die akroniem op 'n probleem of scenario toe te pas. Scamper staan vir vervang of substitute, kombineer, aanpas, verander of modify, gebruik vir 'n ander gebruik, of put to another use, elimineer, omgekeer of reverse. Die toepassing behels die gebruik van elke letter van die akroniem om 'n probleem of scenario aan te spreek. Met Scamper, as jy nie 'n reaksie kry nadat jy die tegniek gebruik het nie, dwing dan 'n reaksie af. Maak nie saak hoe belangrik dit mag lyk nie, en dink aan maniere hoe om die nie logiese reaksie te laat werk.